Hartlike goeiemôre en baie welkom weer op nog 'n episode hier op Sportstroom hier in die Go to Guys ateljee. Jy kuier hier so saam met Driekus Viljoen op Stroom Stories en vandag se twee gaste is twee briljante rugby spelers daar van Laerskool Bylopark. Manne met die name van Benno Botha en dan het ons vir Janko Jansen van Rensburg. Manne, baie welkom hier so by my. Baie dankie dat julle tyd afgekryp het om 'n bietjie te kom gesels. Ek weet julle is druk besig met die akademie. Julle is voor die boeke, julle leer hard en ja, ek dink sommer net. Hoorie manne, vertel ons gou 'n bietjie. Julle is groot vriende. Waar het julle vriendskap begin? Toe hy van, ek dink dit was graad 2, toe hy geskuif het van Emmelvik af by die park toe. Dit ek hom vir die eerste keer ontmoet. Ja, met die eerste rugby-oefening. Eerste rugby-oefening, vandaar is julle net pelle. Ja. So julle doen alles saam. Ja. Is julle stout saam? Ja, hy is nie baie stout nie. Is jy baie stout? Stouter as hy was. Stouter as hy. Right, sê gou vir my, ons is hier so vandag 'n bietjie om te gesels oor rugby. Ja. Vertel ons 'n bietjie, julle rugby loopbaan. Janko, kom ons maar begin met jou. Hoe het jy begin rugby speel? Ek dink graad RR toe ek 4 jaar oud was, het ek begin tag rugby speel saam met my pa daar by die park. Okay, en dan jy, Benno? Ja, ek het ook graad RR begin, maar toe begin ek by Emmelvik en toe ja, gaan se aan. En het julle nou maar so deur die ding gegaan en beide van julle het seker eerste span rugby? Ja. Ja. Wat se posisie speel jy? Flank oom. Flank. En nou? 8. 8. Jy is nou nogal so 'n groot seun vir graad 7. Is dit manne, is dit moeilik om jou te tackle? Seker oom. Seker. Ja. Hoeveel het jy dan gedruk hier? Ja? Ek dink is 14. 14 drie. Ja. En hoeveel drie het jy gedruk? Ook 14 oom. Ook 14. Ja. So julle altyd saam 28 drie gedruk vir Bylopark se eerste span. Ja. Wow. Nou, daai twee treë wat julle nou aan het. Is onder 13 uitdrukkingspan. Vertel ons 'n bietjie daar van daai toernooi. Wat het julle daar gedoen? Ons het rugby gespeel. Ek is seker. Rugby. Okay, waar het plaasgevind? Dit het daar in Frankfurt, ek dink dit is Vrystaat. Toe het ons daar provinsiale rugby gaan speel teen al die ander spanne. Dus gewen daarso. Teen wie het julle gespeel? Kan julle onthou? Ons Rooi het katte. Rooi katte, Dis dus ook van waar kom hulle? Weet julle? dis Noord-Kaapse, Okay, Noord-Kaap nogals. ja, Ja. Cheetahs Cheetahs, leeu's. Leeu's. en dan die Falco by die finals. En hoe het dit gegaan in die finals? Toe wen ons met 2 punte. 2 punte. Ja. Het julle al twee geskor? Nee, Nee, jy het eers 1-3 gedruk in die final. nee. Maar julle het gewen. Ja. Well done, julle. Well Dankie done. oom. Ek wil die rede hoekom ons eintlik vandag ook hier is. Julle is gekies vir 'n toer Italië toe. Ja. Nou ons gesels 'n bietjie oor die fondsinsamelingsprojekte waarmee julle besig is. Kan jy ons 'n bietjie vertel waarmee julle besig is? Hoe samel julle 'n bietjie geldjies in? So omtrent so elke tweede Saterdag doen ons Jumping Queens. Waar jy R100 kan betaal en kom spring en dan het jy 'n kans om 'n prys te kan wen. En dan is ons ook besig om 'n golfdag te reël. 'n Golfdag. Ja. Okay, wat is Jumping Queens? Of Queens? Wat doen julle daar? Dus dis sulke klein trampolines, dan soos spring jy saam musiek En fiksheid en spring op een been en sulke goed. Is dit moeilik? Het julle dit al gedoen? Ja. maar is nie so moeilik nie. Is dit nie moeilik nie? Ja, Maar as dan nou so ronderige ouetjie daar aankom, gaan dit moeilik wees vir hom. Ja. En dan sê moet jy fiks wees om dit te kan doen. Nee, nie regtig nie. Nee. Ja. En dan as daar nou ou mense kom, kan hulle ook kom Ja. spring. Ja. So enigiemand kan Ja. kom deelneem van klein na groot reg deur die bank alles. Ja. Kom ons gaan gou so 'n bietjie terug na die skole rugby toe. Hoe was julle seisoen geweest? Was Is daar right gedoen. Net alright. ja, ons het nie 'n liga game gewen nie. Julle nie een gewen nie. Ja. Ag, maar dit is nie die einde van die wêreld nie. Want alles gaan nie altyd oor wen nie. Solank julle as speler net dit geniet het en saam gejol het en dit net geniet het. Ja. En dan vertel ons 'n bietjie, het julle nou 'n idee van wat julle in Italië gaan doen? Ons wil elke game met probeer wen. Met 50 punte.
50 punte. Laas jaar toe hy in Ierland was, het hulle elke game gewen met 50 punte. Ag nee, wat die standaard is daar gestel. Ja, So jy het nou verlede jaar was jy in Ierland gewees. Hoe was dit gewees? dit was lekker oom. Elke game het omtrent so 50 gewen en ek was verbaas toe ek as kaptein gekies was. So was jy nog kaptein ook. Ja, Wow. Dis awesome. En nou die klere en goed wat jy gele gekry het, is dit nice geweest. ja, Baie nice. ja. En daar by jou kant, hoe was jou dinge verder geweest by die skool se rugby? Alright, ons het uitgeval. Ons het nie een game liga game daar gewen nie. Maar ek was kaptein van die skoolspan Wow. en dit het alright gegaan. Ek dink ons het 6 uit 15 games gewen. Alright. Ja, is nie bad nie. Is nie bad nie. Nou, hoe voel dit om kaptein te wees van jou skoolspan? So baie groot eer om kaptein te wees van my skool. Om ons skool te represent. Te represent. Ja, Ja, is 'n moeilike woord, daar kan ek hom ook nie eens sê. Ja. ja. Okay, maar wat is julle doel om eendag, waar wil julle eindig met julle rugby? Ek wil eendag vir die Blou Bulle speel. Blou Bulle? Die span wat ek support vanaf ek klein was so. Maar jy het seker op jou kop geval toe jy klein was. Hoekom is jy die Bulle? Dit is goed dan. Nee, ons moet baie beter span as Vir hulle. wie skryf? Die Sharks. Daar is net een span is die Sharks. Ek is baie beter nie. Ja, ek sê ook sommer net, ja. Ek is 'n Sharkie, die Bulle speel goeie rugby. Baie goeie spelers. Jy eendag. Ek wil nog eendag vir die Lions speel oom. Lions nog. Ja, en dan eendag hopelik vir die Springbokke. Wil jy nie vir 'n ander land gaan jong? Ek weet nie oom, as dit gebeur, sal ek maar gaan. As dit gebeur, daar's baie Suid-Afrikaanse ouetjies wat oorsee gaan speel en dan kry hulle hulle vra aangenome land. Ja, China. Duan van der Merwe en Piers Koeman wat almal altyd vir Skotland speel en word hulle so gekies vir die Britse en Nieu-Seeland wat nou in Australië was. Ja. En dan wil jy ook eendag vir die Bokkejol. Ja, Nou maar vertel my bietjie, hoe hard oefen julle? Nou julle het nou daai droom om daar te gaan jol. Ja. ons oefen amper elke liewe week, elke liewe dag van die week. Behalwe Vrydag. Vrydag rus ons om. En dan is julle stout. Ja. Nou, wat se tipe oefeninge doen julle by die skool? By die skool. By die skool oefen ons eintlik net skills. Partykeer fiks dit. Julle moet mos fiks wees voor die seisoen begin. Ja. Dis mos waar jou selfdissipline inkom. As jy wil goed doen met die voor die tyd, moet jy fiks wees en jy moet dit gaan geniet. Ja. Ja. En daarby van jou kant af, hoe ervaar jy die oefeninge? Ja, dit is moeilik, die oefeninge meestal. Maar ons oefen ook by fokkies, dan doen ons soos kragoefeninge. En dan doen ons partykeer net op ons eie fiksheid, soos om die baan en sulke goed doen. Oefen julle self? Het julle daai dissipline om self te oefen? Ja. As jy op pelle nie wil oefen nie, sal jy op 'n Sondag sien net maar bietjie gaan draf of bietjie gaan. Ja, dalk hier op 'n Sondag. Okay, op 'n Saterdag miskien wel. Ja, op 'n Saterdag om So julle ja, soos jy sê julle oefen elke dag van die week behalwe Vrydag. Ja. En dan Saterdag as julle maar dalk bietjie leierig, maar julle sal eventually dalk miskien bietjie gaan hardloop of 'n Ja. oefeningkie deurwerk. ja. Maar so 'n bietjie van die rugby af. Hoe gaan dit met die akademie? By die skool. Gaan right om. Ten minste deur. Ten minste deur. Ja. Hoe gaan dit met jou Ja, akademie? dis alright. Ook net alright. Ja, is alright. 'n bietjie deur. 'n Bietjie deur. Die helfte gemaak, die helfte nie gemaak nie, al daai dinge. Maar geniet julle darm die skool? Ja, Ja. dit is lekker skool. Is dit lekker? Dis lekker omgewing en so aan. Ja. En dan nou sien julle uit na volgende jaar se hoërskoolrek. Ja, baie. Julle nou volgende jaar, het julle nou eerste keer dat julle tokse aan en al daai dinge. Hoe voel julle daaroor? Ek Bly. wil net nie getrap word nie, maar Ja, dit gaan gebeur. Elke sport het sy beserings. ja. Maar hoe voel julle oor die tokse wat julle gaan aantrek? Ek sien baie uit daarvoor om nuwe tipe rugby te kan speel. En nou van jou kant af? Met nuwe ouens van ander skole af, ander plekke af, ander Ja, agtergronde nice. af kan speel. Ja. So jy sien net om saam met daai manne te jol daar. Ja. Sê gou vir my 'n bietjie, het julle daarom nou al 'n paar rand ingesamel vir julle toer?
Ja, Lyk dit of die dinge kan gebeur en realiseer en al daai dinge. hopelik. Hopelik. Ja. Maar kykers, as daar nou enigiemand is wat graag hierdie twee manne wil borg, enige besigheid, enige individu, kontak die go-to guy. Daar is advertensies van hulle op Facebook. Daar is op die go-to guy se Facebookblad sal daar advertensies van hulle wees. Volg hulle gerus. Gaan uit en gaan laat hulle net kan hulle drome bewaar word en Italië toe gaan. Wanneer is die toe? Desember oom. Soos dink dit was het gesê 5 Desember. 5 Desember. Ja, maar dit kan nog verander. Laas jaar het hulle die toer 2 dae vroeër geskuif. O, okay. Nou, obviously die span wat julle nou gekies is voor. Dit is ook ander manne wat van ander skole. Hoe sien julle uit na om saam met hulle te jol en nog oor see ook? Ek sien uit om saam mense van ander skole, ander provinsies te speel, ouens wat ek nog nooit saam gespeel het nie. Ek sien uit om saam met hulle te speel. Ja, maar dit is ook waar jy nuwe vriende maak. Ja. Dis vriende, onthou rugby is 'n op die veld is jy vyand, hè? Teen jou opponente en saam met jou pelle. Maar môre is jy op pel. Jy maak friends for life op 'n toer. En dit is ongelukkig gelukkig een van die beste plekke waar jy vriende maak en jy hou jou vriende, jy hou jou kontakte en al daai dinge. Ja. Maar ek gaan julle so 'n paar vragies vra. Dalk het ons dan maar miskien van hierdie al beantwoord. Watter herinneringe het julle van julle eerste rugbydae by julle onderskeie skole gehad? Onthou nog my pa was ons coach. Jou pa jou afhulle. Ja. Was hy kwaai? Ja. Is hy nou nog kwaai? Ja. Okay. Ons het baie plekke gespeel. Ons het oral oor die provinsie gaan speel teen ander skole. En dit is waar jou liefde vir rugby vandaan gekom het. Ja. En nou van jou kant af, wat is jou Toe grootste ek herinnering? klein was ek baie in die slaap in die veld om. Maar nie slaap. Ja, En dit is jou beste herinnering. ja, Okay, maar het jy nog al die jare agste man gespeel? ja, ek was eers 'n slot om. Slot en toe stit en toe agste man. Jy slotstit agste man. So jy bly in daai Ja. lyn. Jy het nog al die jare van gejol. Was daar 'n Ja. posisie ook? Ek en hy het slot gespeel van graad 4 af tot laas jaar toe het ons saam slot gespeel. Wow, so julle is beste vriende. Ja. Ja. O, jette. Okay, ons het daai netjie gekry van waar julle mekaar ontmoet het. Maar wat het julle laat besluit om rugby ernstig op te neem? Toe ek eintlik uitgevind het ek's goed in dit. Voor laas jaar of graad 6 was ek nie baie goed nie oom. Was ook maar 'n bietjie aan die slaap op die veld, stadig, kon nie tackle nie. Nou, maar wat het verander in 'n jaar se tyd dat jy Baie nou nie meer aan die slaap is nie? baie harde oefening oom. Okay. Daar by jou kan? Toe ek kon uitvind jy kon baie geld maak vir dit. So jy kon baie geld maak met rugby. Ja. Ek weet nie of jy gisterand gekyk het met die cricket, met die soos daai SA Betway 20. Wat die Dewald Brew is, 16.5 miljoen opgewees vir een seisoen om vir 'n span te speel. So ek neem aan daar is seker maar 'n bietjie rugby of geld in rugby en ook. Ja. Maar as jy nou moet gaan oorsee speel, waar sou jy wil gaan jol? Wat se klub of waar? Het jy al so 'n bietjie aan gedink? Ek wil Japan gaan speel. Japan? Ja. Ja, is nie bad nie. Dis 'n goeie roep. En jy? So vir Leinster wou gaan speel. Leinster? Ja. Ja, dis ook 'n goeie span. Ja. Maar dis mos baie koud daar. Jy was mos nou in Ierland. Dis koud geweest. Ja. Baie koud. Ja. Jy het genoeg warm klere aangehad en Maar nog. of genoeg saamgevat of gekoop daar. Dis ons is minus 10 grade elke dag. -10. Hoe sou jy rugby in daai kou weer? Jy trek skien aan. Werk jy skien. Nie reg. En dan kry jy maar net koud Ja, in. maar net koud om. O my genade. Okay, nou die volgende vraag is: het julle families julle rugby strewe ondersteun van die begin af? Ja, my pa het my regtig gemotiveerd om elke keer as ek op die veld draf my beste te gee. Alles te gee op die veld.
Okay, daar by jou? Hy het ook my altyd ondersteun by elke game, my na toere toe gevat, ekstra oefeninge ingesit en ja, Maar hoe voel dit as jou ouers langs die veld staan of jou broer of jou suster en jy hoor hulle is daar, hulle ondersteun jou. Hoe voel dit daar in daai hart van jou? Trots. Jy baie trots. Ja. En jy? ja, selfe oom. Ook net trots. Maar as jy nou aan die slaap is in die game, hoor jy jou ouers skree of nie eintlik nie? Ja, dan hoor ek hulle. Word wakker! Tackle! Julle mamas en papas daar langs die veld. Tackle! Ja. Al daai dinge. Maar so, julle hoor hulle. Ja, Ja. So hulle is bietjie op die hoër stemtoon as die standaard ondersteuners. Ja. Mooi man. Kyk, watter vaardighede het julle die meeste ontwikkel vandat julle nou begin met julle rugby? My tackling, Hoe tackling? ja. Maar was jy bang om te tackle? Of hoe het dit ontwikkel? Ek was maar net eintlik bang om. Of was jy net 'n bietjie bang geweest? Ek het nie myself geglo nie, Maar dis dit dan, jy moet in jouself glo. ja. Maar jy kritiseer as jy nie jouself glo nie. Ja. Hoe harder jy speel, hoe beter gaan jy speel, hoe minder kritiseer. As jy gaan 50% speel, gaan jy seer kry. En daar by jou? highballs oom. Wow, okay. Toe ek klein was kon ek nie highball gevang het tot omtrent graad 5 toe nie. Kan jy glad nie gevang het nie. Ja. Maar wat het julle nou gedoen? Wat se oefening het julle nou gedoen om daai hoë balle te vang? En net soos agter in my erf gegaan en balle opgegooi en gevang. En geskop en gevang, en Ja. geskop en gevang. Ag, dis awesome man. Hoe het jy gevoel toe jy nou van slot af geskuif is 8ste man? Is dit 'n groot verskil gewees in jou spel? Ja, want agter is jy baie meer los as slot. Dus Okay. van die scrum af, jy kan dadelik kop uittrek en gaan. dan Slot kan met jy- jy uitpunt en daai goed. Ja, is almal nou geval het daar en dan moet jy net daar opstaan. Ja, Op 8 gaan jy net daar. ja. En daar by jou kant, hoe geniet jy flank as posisie? Was Is dit nummer baie 6 of 7? 7. 7. Was baie bly toe ek van slot af flank toe gaan en ek haat slot toe. Is vir my glad nie lekker nie. En ore. Ja. Oor pyn daar. Ja. Ek maar wat se verskil het jy agtergekom in jou spel van slot na flank toe? Kon baie vinniger loskom van die scrums af om na die bal toe te gaan. Ek het meer met die bal gehardloop. Okay. Ja. Maar is daar nou 'n spesifieke spelpatroon wat julle speel wat julle die meeste 3 amper gedruk het of is dit maar net jy is op die regte plek op die regte tyd? Regte plek, regte tyd dink ek. Okay. Daar was spelle waar ons spesifiek die bal kry, maar is nie gewoonlik van daar af gedruk nie. Alright. So julle is nou nog sterk en hardloop deur die tackles en so. Maar ek wil 'n vraag vra, is jy al hard getackle in jou lewe? Ja, Wie gaan jou tackle? Kan jy onthou wat se game was dit of nie? Pitoer, ons laaste game Pitoer oom, toe word ek vieslik gelift. Gelift. Ja, Mooi, en jy is wel hard geduik. Ja, baie hard. Dink dit was nog teen Lahof. Ja, half. Dat ek so op die kant en gehard om kom hou vir van die kant af om te sê. En toe stoot hy vir jou. Ja. Maar kan jy onthou wat se tackle is vir jou die lekkerste wat jy uitgedeel het? Dink dit was laas jaar. Dit was by Potchefstroom proewe nog teen my eie spanmaat in my skool. Toe Jy dink jy hom raak. Hy het die bal so gevat, maar ek was op flank hierdie kant en toe vat hy die bal en toe gaan hy so om die blindside. Toe wou hy skerm met die ou maar hy het nie gekom nie en toe het ek hom so vieslik. O, my genade. Daar by jou kant, wat het tackle was die lekkerste? een van ons eerste games hierdie seisoen, toe die agste man gebreek deur die lyn, toe het ek hom ingehaal van soos 25 meter agter. Toe Waar het jy hom in? Ja, om te tackle ek hom uit. Ja. Maar is jy weet die ou praat mos van jy word gebus. Is jy al gebus in jou lewe? Ja, Ag nee, regtig. ja, Wat het gebeur? maar so 'n paar jaar terug, ek het so goed kon tackle nie. Wow, Het dit as ek 'n nommer 3 stat op. Seker weer 'n lekker fietjie. Ja, En toe bus jy dat jy mooi agter dis die nekste sterretjies om. Sien jy sterretjies. Ja. En jy is wel gebus in jou lewe. Ja. Dat was laas jaar se luiperdsproewe. Was as ek 'n groot ouetjie. Hy is nou by Grace Laerskool, O, genade. maar hy is redelik stewig gebou. Ek het hom getackle, maar toe hy afkom en toe val hy met sy gewig op my kop.
O genade, dit jy bietjie. Toe word ek wakker by die mediese tent. Word jy eens wakker daar? So daai man het vir jou raak gebus. Ja. So. Nou maar wat 'n tipe oefening of voorbereiding het julle nou die meeste gehelp om daai uitnodigingsspan te haal? So julle is nou, kom ons sê, beter as die ouens waaruit julle uitgekies is. Wat se oefening het julle op in daai kondisie laat kom om daai span te haal? Ja, die fiksheid om die ekstra fiksheid. Extra fiksheid. Ja, homself. Extra fiksheid. Ja. OK. Nou maar, hoe het dit gevoel om die distrikte span te haal en toe haal julle nou hierdie span? Was eintlik baie verbaasd toe ek hierdie span gehaal het. Ek dink nie ek het baie goed gespeel by die proewe nie. Ek was baie verbaasd toe my naam geroep was. Ja. OK. Ek was baie verbaas. Ek het alright by die proewe gespeel, maar ek het gedink daar was ander agste manne in slot wat beter as ek was. OK. Maar wat se uitdagings is daar op onder 13 vlak as dit kom by rugby en so voort? Ja, is hard om. Is Baie hard? hard, ja. Ag, kan nie so hard wees Ja, dit nie. is baie harder as skoor rugby. Jy verwag dit nie om. Jy dink dit gaan dieselfde wees en dan is dit nie. Maar dit is 'n trappie hoor wat dit gewoonlik is. Ja. Wat sê jy? Toe ek my eerste game vir die Leopards gespeel het, was dit 'n baie groot skok. Hoeveel harder dit is as skool rugby. Was my baie verbasend. OK. Kan jy 'n bietjie die ervaring beskryf oor die gees wat daar in Frankfurt eers met hierdie games wat daar plaasvind? Daar was nie regtig baie supporters nie. Dit was baie koud daarso, so niemand het regtig gekom om ons games te kyk nie. So weer eens is dit koud. Ja, dit was baie koud. Hoeveel? Minus hoeveel? Een aand toe ons gespeel het, was dit -3. Minus 3. Ja. En al die ysies daar op hy. Ja. Hulle kaalvoete en nou nie ouens. Ja, maar Toe hulle gaan afval. as jy op hy veld draf, dan kan jy nie stil staan nie, jy moet heeltyd rond beweeg, want as jy stil staan, gaan jou voete baie seer word. Ja. Lekker koud. Ek wat se les het julle geleer uit daai spesifieke toernooi? Om aan te hou. Om aan te hou deur die game. Want soos halftyd sou dit 'n tough game wees. Ja, en by die einde van die tweede helfte is ons wen met so 13 punte. Net deursettingsvermoë. Deursettingsvermoë om aan te hou en deur Ja. te druk en net nooit moed op te gee nie en net aan te hou. Ja. Ja, homself. Selle. Vertel ons 'n bietjie van coach Blikkies Groenewald. Ja, Ken jy coach. hom? Ja, coach. Okay, hoe tipe coach is hy? Hy's 'n goeie coach. Het ons goed geleer by Ierland. So hy was saam met julle Ierland toe gewees en Ja. alles. Maar wat doen hy anderster as ander coaches? Want hy's 'n baie goeie coach. Hy het ons makliker verstaan wat hy wil sê. Alright. Soos ja, is moeilik om te verduidelik oom. Okay. Kommunikasie was goed. Ja, so Die kommunikasie. Ja. kommunikasie. Okay. Nou julle twee is nou groot vriende. Ja. Hoe werk julle saam op die veld? Ons bespreek dit nie eintlik voor die tyd nie. Ons Dit gebeur nou maar net. kom uit op die veld, dan gebeur wat gebeur. Ja. Okay. Maar wat 'n rol speel kommunikasie in rugby vir julle? Dis 'n groot rol om as jy nie praat met jou span nie, gaan jy nie weet wat hulle doen nie. En dan kom daar slegte errors soos gooi die bal waar daar niemand is nie of skop man chase die veel nie of sulke goed om. Ja, maar die basiese dinge. Ja. Ja, 'n span kan nie suksesvol wees sonder kommunikasie nie. Elke goeie span wat daar was, het goeie Dis kommunikasie. kommunikasie. Ja. Maar wat jy's nou kaptein van jou skoolspan. Sê nou jy het 'n move geroep en die move is opgeneem. Hoe voel jy as kaptein? Ek voel kwaad, maar ek sal nie op hulle gaan skree of hulle uitskel nie. Ek sal net vir hulle sê om dit reg te maak en die volgende keer beter te doen. Okay. En hoe voel jy dan as jy weet, hy moes net die bal vir jou gegee het en jy was deur? Ja, ek voel fyn om. Was jy dan fyn? Dit so Ja, pla jou nie. as hulle dit nie gedoen het nie, het hulle dit nie gedoen nie. Ek kan niks oor dit later doen nie. Wow. Okay.
Maar wat 'n raad het julle vir kleinerige ouens om eendag ook eers 'n span te speel vir sy laerskool? Om hard te werk, aan te hou, as jy iets begin het, moet jy dit klaarmaak. Om dit te geniet is 'n groot faktor. Ja, Want as jy dit nie geniet nie, gaan jy stop voor jy ooit graad 6 of 7 kom. Want dan gaan jy nie van rugby hou nie, as jy dit nie geniet nie. jy? Moenie ophou nie. Nie ophou nie. Ja. Okay, maar kom ons sê daar's 'n ouetjie wat nou, kom ons sê een van julle spanmaats, wil nou ophou rugby speel. Hoe gaan jy weer oorreed om aan te hou? Jy het nog gesê nooit ophou nie. Maar hoe gaan jy my oorreed om ons sê terug te kom en te kom jol? Dis 'n goeie vraag. Ek sal vir hom sê, dis mos lekker om saam al jou pelle te kan speel, saam jou pelle laaste laerskool daar te kan saam speel en jou laaste laerskooljaar te geniet. Okay, wat sal jy vir jou Hom wys self sê? Ek sou vir hom wys hoe lekker is die game eintlik en dat hy dit net weer kan geniet en hopelik nog aanhou. Mooi man, mooi. Nou oor die toer van Italië. Hoe berei julle voor vir so 'n Oseese toer? Jy was nou in Ierland gewees. Jy is nou gekies vir Italië. Oefen julle saam of gaan julle saam oefen of hoe werk dit? Ons oefen saam om amper elke dag van die week. Maar mos in die spanverband of oefen julle nog nie? Ja, ons oefen nog nie, so span oefen nog nie saam nie. Okay. Ja. Maar sien julle uit na daai toer? Ja. Nou, Sien jy uit na? ja, Dis die eerste keer dat jy Oseë gaan. Of was jy al Oseë? Nee, is die eerste keer. Of sê jy gaan met lekker lang vlug Italië, lekker gaan jol daar. Ja, Maar weet julle al wat gaan julle daar doen behalwe om games te speel? ons gaan na die Ferrari factory toe gaan. Ons gaan 'n game van Benetton kyk. Benetton, UFC. Ja. Of Zebra Wow. Parma, een van die twee Italiaanse spanne. Wow. En ons gaan 'n go-kart, soos resies. Go-kart races. Ja. Dis maar dit klink lekker. Ja. Ja, ek dink om 'n UFC game oor see te gaan kyk is bietjie anders as om ons ry gou Loftus toe Ja. of Ellis Park toe. Dan kry jy van daai twee Oseese spanne wat jy mekaar jol daar. Ja. Dit kan ook 'n lekker experience wees. Maar jy gaan nie net seker soontoe vir die rugby nie, maar ook om iets anders te leer, kultuurgewys en nie net sport of rugby nie. Ja. Nice man, nice. Nou wat hoop julle om te bereik in die Italië met die Italië toer? Om elke game goed te speel, om elke game ver te wen. Die rugby seisoen met 'n goeie noot af te sluit. Af te sluit. Ja. Wow, okay. Ons het nou daai bietjie gevra vir wie julle wil jol en so aan. Okay, maar dan is een woordjie of twee woordjies. Wat sal julle vir 'n ouetjie sê? Wat 'n boodskap wil julle vir 'n ouetjie oordra? Om te sê hy moet begin rugby speel. Hy het nog nooit 'n bal gevat nie. Wat sal julle vir hom sê? Gaan uit en gaan geniet dit. Enjoy dit. Volleybal, hardloop. Maar moet dit geniet, maar dis nie een woord nie. Geniet. Geniet, ja. Ja. Wat sal jy vir 'n ouetjie sê as jy een woord moet gebruik? Ek sal sê spanwerk. Spanwerk. Ja. So speel rugby om te geniet en speel as 'n span. Dis eintlik opgesom in wat rugby is. Ja. Want as jy dit nie geniet nie, hoekom speel jy dit? As jy nie in 'n span saam speel nie, hoekom speel jy dan rugby? Ja. So dis twee awesome antwoorde wat jy al gegee het dat jy 'n rugby wedstryd en 'n rugby seisoen en 'n Italiese toer opgesom het. Is daar enige shout-outs iemand wat jy wil gee? Ja. Wil jy nie wag sê vir my dan man? My Sê kom, ondersteun my, gee vir my R100 of R200 of iets vir my toer. so vir my ouma se hallo sê en my ooms en tannies wat hierdie kyk. Hallo.
Ooms en tannies, oumas, ek hoop julle het al hom 'n paar R100 gegee, laat hy sy toertjie kan meemaak. Vir wie wil jy hulle sê? Vir my ma. Hallo mamma. Hallo mamma. Ek hoop mamma doen baie goed met die fondsinsameling, dat hierdie man ook kan oorsee toe. Maar hoorie manne, baie dankie vir julle geselsie. Kort en kragtig. Julle is nou op pad in elk geval om weer te gaan oefen. Ja. So ek wil julle nou nie verder uit julle akademiese tyd uithou nie. Julle moet lekker gaan oefen en sterkte vir julle toer. Gaan maak skade daai kant. Hou die Suid-Afrikaanse naam hoog Ja. en wees veilig. Lekker jol en gaan geniet dit net. Geniet spanwerk. Ja, Al wat tel. Nou, Maar julle, dankie Bernie, dankie Janko. En sterkte vir die eksamen of die toetsreeks is voor lê. Julle begin blykbaar eers vir 2 weke. Ja. ja. En dan is 'n bietjie vakansie. Weer oefen, nog steeds oefen. Ja. Maar gaan uit en gaan geniet dit. Ja. Daar's hy. Dit was Driekus Viljoen gewees op nog 'n episode van Sportstroom waar ek gesels het met Benno Botha en Janko Jansen van Rensburg af van Laerskool by die Park wat gekies is om na Italië toe te gaan vir 'n toer. So gaan ondersteun hulle met hulle fondsinsameling. Geef hulle geld, enige besigheid, enige individu. Tot 'n volgende keer, 'n selfde plek, selfde tyd. Totsiens.